Mooi paadjie hier tussen die groot marula bome deur. Ok, hier is nie geboue op die plaas nie, of nie wesenlike geboue nie. Hierdie is die enigste. Hulle het dit ingerig, sien ek as 'n gym. Ja, is die kroeg hier 'n bietjie van verder af. En jy gaan nou ook sien aan die plante groei. Dit is eintlik baie mooi hierso. Aha. Verskriklike mooi marula veld. Daar is 'n watergat daar naby die huis. En dan hierdie ene. Kyk hoe mooi is dit. Hier tussen die groot marula bome. Right, ons ry hier van Marken af na 'n wildplaas toe. Hier in die Marken omgewing. Daar is sy. Hier is ons nou in die diep bosveld op die grondpad. En ek is bevoorreg om my getroue, loyale drywer te hê, professor, en my hondjie Petroleum vind dit 'n bietjie ongemaklik so op die grondpad. So 20 km met hierdie grondpad. Redelike goeie rybare grondpad. Hy is 'n bietjie nat nou. Dit het gister of wanneer gereën. Maar so 20 km en dan ja nee, die pad is nat, dit het baie onlangs gereën. So moet ons hierdie water kies. Hey, hoe behendig is my drywer? Behendig is my drywer. En die is het wacht, hè? Daar is hy. Vark hier langs die pad. Kijk, hier ry ons nou. Mooi paadjie hier tussen die groot marula bome deur. Wees slim, skryf in. Ok, hier is nie geboue op die plaas nie, of nie wesenlike geboue nie. Hierdie is die enigste akkommodasie, is maar net een so hut opstaanders. Baie lekker gevoel, ek moet sê, in die wildernis, baie lekker gevoel. So, kom ons gaan kyk gou, hoe lyk dit daar? Hallo groepie. Goeiedag, my naam is Chaka Erasmus, jou eerlike prokureur in die wildbedryf. Ek verkoop wildplase en ander eksotiese eiendomme vir kommissie. Daar is 2 dinge wat jy moet doen, nie 3. 1. Skryf in op hierdie kanaal. 2. Like hierdie video. En 3. Tenkel my vir besigheid. Dankie. Right, kom ons stap nader en ons kyk gou wat gaan hier aan. Hoe 'n bietjie behind the scenes hierso. Ja, ek praat deur mekaar. Iemand het gister in my video. Kyk, die watertanks is hier onder die chalet. En dan daar so, ons gaan stap gou hier op en kyk wat gaan hier aan. Ok, die chalet op die oomblik, hulle gebruik dit nie vir oornag nie. Hulle het dit ingerig, sien ek as 'n gym. En dan gaan ons nou soontoe stap. Ok, ek het nou hier met hierdie trappe opgestap gekom. Daar is die chalet. Jy kruip so onder daai marula boom se tak deur. Dit is baie mooi hoor, as rarig is. Is lekker in die wildernis. En dan hierso is 'n
Dis hulle kroeg. En hierso is 'n tafel maar net vir hulle kuier en so. En dan gaan ek net gou so loop. Daar is nog 'n behind the scenes video wat gemaak word. Maar dis die uitsig wat jy hier het hier van die dek af. Baie mooi. Ja, as die kroeg hier 'n bietjie van verder af. Ja, hier rekke in hierdie marula boom. Dit is baie mooi, baie esteties. Daar onder is die vuurmaakplek, Boema. Maar hier reg in die wildernis. Wow, is eintlik baie mooi. Moet bieg, is baie mooi. En dit is Groewee, hy verkoop plase van Naboom, Nylstroom, Dwaalboom en watter bome nog. Vanaf Dwaalboom, Naboom, Maastroom, Nylstroom, Vaalwater en alles tussenin. En wie is hier agter die kamera? Ja, ek is Chaka Erasmus, eerlike prokureur. My kliënte gaan tronk toe, ek verkoop wildplase vir kommissie om in die lewe te bly al vir 30 jaar. Is my besigheid en ek ken my besigheid. En my aanslag met my video's is ek praat nie, ek wys. En andersins as wat ek doen, ek praat en wys. Ok, kom ons doen gou 'n veldontleding. Nou wat ek sien hierso is 'n rooi sand. So dis nie daai dooie wit sand nie. Dis 'n rooi sand en jy gaan nou ook sien aan die plante groei. Dit is eintlik baie mooi hierso. Ek gaan eers net wys na hierdie groot bome hier agter my. Dis marula bome. En jy sal sien professor draai bietjie so. Kyk al die marula bome hierso is baie mooi veld. En dan is dit jou rosyntjie bosse, soos jy kry maar in die bosveld. Kyk hoe sit die rosyntjies daar. Rosyntjie bos. Meeste van hierdie struike wat jy hier sien is rosyntjie bosse. Jy sal oplet, hulle is verskillende kleure, dis verskillende tipes rosyntjies. En op hierdie plek waar ons nou staan nie naby hierdie kamp is dit omtrent wat ek vir julle kan wys is marula en rosyntjie bos. As natuurlik heelwat ander boomspesies elders. En ja, so dit is vinnig en kragtig die veld. Daar stap professor nou in die rigting van die chalet wat op stel te staan daar in die boom, jy behoort dit te kan sien. En hier is sulke enkelstaande koppe op hierdie plaas wat dit baie mooi uniek maak. Is 'n gelyksoet bosveldplaas met sulke enkelstaande koppe. Dit is baie uniek. Baie mooi natuurskoon. OK. Wees slim, skryf in.
Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out. Dit is 'n waterpunt met 'n kyk. Nie nou hier kon gestap nie. Okay, ek en die eienaar, een van die mede-eienaars, een van die vennote, is op pad met die quadbike na 'n punt toe wat 'n mens nie met voertuie eintlik kan bereik nie, selfs met 'n 4x4 moeilik. Maar intussen neem ek ook die veld af. So, baie mooi veld. Verskriklik 'n mooi marula veld. Hier is nog 'n aard. So bobbejane, ek weet nie of jy die beweging kan sien nie. Ek loop 'n klomp bobbejane weg. Maar hier so is 'n watergat met 'n uitkykpunt. Ja, is 'n watergat daar naby die huis. En dan hierdie ene. How many bowls, how many water holes like this? Three. This one we call the leopard blind because there's a lot of leopards. So they call this one leopard blind because the leopards prefer this one. Okay, so hy het gesê hier's 3 sulke sypings met sulke boogjag of skuilings. Ek gaan net hierdie een bietjie in detail vir julle wys. Die eerste ding wat julle moet oplet is dat die water is so effens langwerpig sodat die wild oor die algemeen geneig gaan wees om dwars te kom staan by die water. So as jy in die skuiling is, daai is baie naby, dis vir boogjag eintlik. Hulle is boogjagters. Maar die punt is wat ek sê is die water is so ontwerp dat die wild geneig gaan wees om plankdwars te kom staan. En dan ek net gou vir julle maak net ja, kom ek gaan wys ek net vir julle die skuiling bietjie meer in detail. So hier is die skuiling. Hier's ook 'n wat die Duitsers noem 'n hogsits waar jy op 'n hoogte partykeer wil jy van 'n hoogte af skiet. So dit het die keuse het jy ook hierso. Ek kan net noem dat hierdie boom wat hier is 'n Willisse ring. En is 'n ja, nie 'n Willisse ring nie. Witse ring. Baie mooi inheemse, pragtige groot inheemse boom. Okay, en dan binne in die skuiling in. Kyk, die skuiling het 'n staal deur. Ek het hom oopgemaak voor ek net gekom het. En dan kan jy hier bietjie as jy dalk lank hier is, jy rustig wees, jy kan sit. Jy kan 'n koelerboks saambring. Jy kan piepie as jy wil. en dan hierso is jou ruitte en so aan en dan hierdie ene is die oop een waardeur jy kyk langwerpig vir boogjag waar jy dan sal skiet. So. Dit is hoe hierdie skuiling lyk en dit is hoe die ander ook gaan lyk. Right.
Ok, hierso is ons nou by die piknikplek met 'n pragtige uitsig hier oor die koppe en oor die plaas. Dis regtig baie mooi, baie esteties. Kyk net daar. En dan is maar net 'n tafeltjie en 'n braaiplekkie. Hier so 'n bietjie bo op die berg. Hierso, glo my nou, as jy nou wil of nie, maar hierso, hulle kap nou seker daarom hierdie takke so af en toe bietjie weg. Hulle ry met hulle scramblers, motorfietsse hierop. Hier so 'n tipe van 'n paadjie gerol hierso. Oor die Baviaan hierbo. Hulle ry met hulle motorfietsse hierop, scramblers. Oh! Waar sit hulle? Daar is hulle. Ek weet nie of julle kan sien, beweeg daar nie. Okay. Oh! Oh! Hulle beweeg daar tussen die bome. Ladies and gentlemen, as you know, my name is Chaka Erasmus, your honest attorney in the game farming industry. I'm standing here on this 1,033 hectares, absolutely pristine wilderness in the Marken area near Ellisras, Lepelale. I've been driving around here and I'm so impressed with the wilderness feel here. No overdone human-made structures. I feel so at home here. It's absolutely wilderness and I love it here. And look at the very scenic outlook that you have here. Scenic. Ek gaan net gou-gou vir julle 'n veldontleding doen op hierdie deel van die plaas. Ons is nou hier in die berg en uiteraard is dit nou 'n klipprige area en so aan. Maar hierdie boom waaronder ons staan is 'n bergse ring. Een van jou groot mooi bosveldbome. Ook daai ene bergse ring. Dan hierdie, ek moet eerlikwaar vir jou sê, maar hierdie is twee verskillende goed hoor. Hier's 'n boompie en hier's 'n ranker bo oor hom. Ek is nie heeltemal seker, ek kan nie die boompie ook mooi sien nie. En dan hierso, hierdie is maar jou, laat ek net tot stilstand kom hier. Hierdie is jou rosyntjie bos, wat volop is oral in die bosveld. Ek gaan so 'n bietjie verder van die kamera af, maar die kameraman gaan agter my aanstap. Hierdie is wat ons noem elandbos of visgif of pypsteel, hy 3 name. Daai ene, that one is blinkblaarwag 'n bietjie, buffalo thorn. These ones, it is what we call in Afrikaans klapper, monkey orange. They bear big, it looks like oranges. There's another one. And then I'm going to go that way to just show you what we find here. So this is the rooibos, red bush willow. Here's another monkey orange. I'm under correction, but I'm 70% certain it's monkey orange. And then here you have your what, I don't know what's it in English, kanidoot. Literal translation, cannot die. Kanidoot.
It's your, these are your ordinary, your normal or ordinary kan jy dood. And then this one here is what we call gelak, what I call gelak, the books call it blauwak. It's a type of acacia. That is more or less, here is a, what is this? This is a guarri. This is, no. It's got thorns, huh? It's got thorns. It's not guarri. It's not guarri, but I'm uncertain about that one. And then here is the very, very well-known sekelbos. Okay? They're not in a intrusive stand. Hulle is nie 'n indringer stand hierso nie. And this one is a knopthorn. Knoppies doring in Afrikaans. Knopthorn. So where we are now, there's a more variety than down there where the camp is. And I love it. I love it. Show my face. I love it. And look at your teeth. I'm going to have a false teeth within the next month or so. Excuse me for that. Okay. Thank you. Okay. Nou, vir al julle jong beroepsjagters en grootwildjagters en natuurliefhebbers en toekomstige wildbewaarders, julle jong mannetjies, ek gaan julle 'n interessante plant wys hierso wat ons noem Oupa Chaka in die Bosveld. Oupa Chaka in die Bosveld gaan gou vir julle een interessante plant hier wys. En hierdie plant dra ek op aan my kleinkind Verdou Kreer. Verdou, Oupa Chaka wys hierdie plant ter ere van jou. Okay, so hierdie is 'n rosyntjie bos. Nou mense kry verskillende rosyntjie bosse in die Bosveld. As jy kyk hierso is sy rosyntjie, maar hy's nog groen. Dis 'n rosyntjie bos, maar hier sommer hier naby staan nog 'n ander tipe rosyntjie bos. Jy gaan sien die blare is 'n ander kleur en so aan. Ek kry nou nie 'n rosyntjie in hom nie. Daar sit so verdroogde rosyntjie, een verdroogde rosyntjie. Daar is so een verdroogde rosyntjie. So dis is 'n ander tipe rosyntjie bos. So daar's 3 verskillende tipes. Ek het julle nou 2 gewys. Hier's nou weer een van daai tipe. Hulle rosyntjies sit nou baie hierdie tyd van die jaar. So, Oupa Chaka in die Bosveld het vir julle nog iets geleer ter ere van Verdou. Oupa Chaka in die Bosveld het julle geleer van rosyntjiebos. Julle kleintjies, julle klein haasbekkies. Sien julle Oupa Chaka is ook haasbek. Julle moenie sleg voel nie. As jy klein is jy haasbek en as jy oud word is jy weer haasbek. Oupa Chaka gaan een van die dae valstand hier inkry. So, as jy al jou soetgoed opeet en jy poets nie jou tande, wanneer jy klein is, dan gaan jy kry gaatjies en dan later aan, wat dan gebeur dan? Dan val jou tande uit. So luister wat oom Groewe vir julle sê, borsel gereeld julle tande, luister na julle maas, borsel gereeld julle tande en was agter julle ore. But also a lot of hunters, if they want to have a real hunt, here is what you can make a real wild African illusion, if I can say so. So many wild places animals can hide and see for themselves. You can There makes much more animals here than you think, but when they just hide, drive here. 40 meters from here is a herd of cougars. They just... Yeah. But it can be so dense, possibly. They can be here, but you won't see them. Yeah.
Kyk, ons is nou hier so tussen die koppe, hier sulke mooi klowe en plateaus en goed hier so tussen die koppe. Kyk, so derde van die plaas is so 'n bietjie koppe. En dan so 2/3 is heeltemal gelyk Soetbosveld. Maar gaan net so 360 hier maak. Jy kan 'n idee kry. Hier is vreeslik baie sulke verskriklike mooi plekke. OK. So 'n bietjie op die tipe veld. Hierdie is 'n wit gat. Dis 'n gewone wit gat. Sy ander naam is Matopi. Hierdie is 'n sterkbos. Sterkbos. OK. Kyk hoe mooi is dit. Hier tussen die groot marula bome en petroleumpas vir professor op. En professor het iets om te sê. Wees slim. Skryf in. Behind the scenes. Ek neem 'n bietjie behind the scenes. Gereuse hommeltuig. Behind the scenes. Jy moet lekker speel, jy gaan in 'n boom vasvlieg. OK, die wildtuining lyk natuurlik nie altyd dieselfde reg rondom hom nie. Is verskillende bure en op verskillende tye gespan en whatever. Maar hierdie wildtuining is heel effektief. Hier is net een geroeste draad wat ek hier sien. Hy is ook nie erg geroes nie hoor. Die ander is heel goeie nuwe drade of nog goeie drade. Hoogte gewys, wat is dit? 2.4. Maar 'n standaard wildtuining soos mense dit op die meeste wildplase kry. Ek sien hy's geelektrifiseer aan die buitekant, nie aan die binnekant nie. So, maar jy kan maar wild aflaai hierso. Hulle gaan nie uitgaan nie. OK. Ons het nou teruggekom na die kamp toe, daar so is die chalet. En ek gaan net gou hierdie waterpuntjie hier naby die kampie ook vir julle wys. Selfe beginsel hierso. Die langwerpige, hy is niervormig, maar hy oorreed die bokke om plankdwars te staan van die skuiling af. Dit is hoe jy 'n boogjag setup opstel. En dan het hy ook sy hoogsits, sy hoogsit waar jy kan vanaf met die boogjag of seker met die geweer as jy wil. En dan die skuiling. Hier is 'n marula boom. En dan die skuiling self selfe beginsel, stoele, hier is nie 'n bed nie, is nie nodig nie, want hy is hier by die kamp. En dan jou uitsig hier uit. OK. Kyk wie staan daarso. En dit lyk so lekker. So, beach bar or bush bar? The bush bar beats the beach bar by far.
terrible. Sorry for 35 meter. Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out.